Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Ons staan op die einde van 2022 en ek weet, daar is sommige mense wat dankbaar is dat hierdie jaar verby is. Ons almal het hoop dat wanneer 'n moeilike jaar tot 'n einde gekom het, dat die nuwe jaar wat voorlê 'n baie beter jaar gaan wees. Dan begin ons 'n lysie maak van dinge wat ons wil bereik en planne begin beraam en dan spring ons die nuwe jaar weg met 'n groot bang. Dis baie teleurstellend wanneer ons 'n lysie maak van voornemens of selfs planne maak vir die nuwe jaar en dan halfpad besef dat die helfte van dit nie eers vervul geword het nie. Dit het jaar op jaar met my gebeur. 2022 was een van die moeilikste jare waardeur ek en Pieter gegaan het. Ek het besluit om dinge anders te gedoen het. Ek het al ons profetiese woord, beloftes wat die Here vir ons gegee het en al die gebede, drome en visioene met die skrifte wat daarmee gepaard gaan, neergeskryf in 'n boekie. Ek het selfs neergeskryf wat ons nodig gehad het vir die bediening. Elke dag, wanneer ek in my stilte tyd by die Here was, het ek skrif geproklameer oor wat ek in die boekie neergeskryf het. Ek het letterlik Filippense 4 vers 6 elke dag toegepas wanneer ek met ons hemelse Vader gepraat het. In Filippense 4 vers 6 staan daar, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. Dit is wat ek gedoen het. Ek het in gebed met danksegging na die Here toe gegaan. In September maand, toe ek nog so besig met die Here was, wys die Heilige Gees vir my, ek moet daai boekie vat wat ek neergeskryf het en daardeur werk om te kyk hoeveel van daai goedjies daar binne het tot vervulling gekom. Ek was so verbaas geweest dat 80% van wat ek neergeskryf het in daai boekie tot vervulling gekom het in 2022. Dit was natuurlik 'n wonderlike gevoel gewees. Ek het gewonder, wat het dit hierdie keer anders te gemaak as vorige jare? Vorige jare het ek nie met gebed en danksegging na die Here toe gekom nie. Ek wou alles in my eie vermoë aanpak en in my eie kragte te doen. En dan was die teleurstelling so groot wanneer dinge nie vir my uitgewerk het soos wat ek dit beplan het nie. Dan het ek opgegee en ek wou nie meer verder daaraan werk nie en die teleurstelling was net groot. En dan het ek frustreerd gevoel oor myself. Ek is seker, daar is baie wat saam met my kan saamstem, dat baie gaan daardeur en beplan dinge en dan wanneer jy sien niks gebeur nie, om op te gee en frustreerd te raak. Maar wat kan ons anders doen in 2023 om nie frustreerd te raak nie en die planne wat jy na die Here toe bring, om dit te sien dat dit tot vervulling kan kom? Okay, so kom ons kyk, hoofsaaklik is daar 2 doelwitte wat jy moet stel. Die eerste doelwit is die droom of die visioen wat die Here vir jou gegee het. Dit is jou hoofdoel wat jy moet bereik vir die jaar. Die tweede doel is jou persoonlike doelwitte wat jy stel. So kom ons kyk na die persoonlike doelwitte eers. Die beste is wat ons al ervaar het, is om in 3 kategorieë dit op te deel. Kategorie 1 is 'n jaarbeplanning. Kategorie 2 is soos 'n kwartaalliks en kategorie 3 is soos 'n korttermyn. Dit kan 'n week wees of dit kan 'n maand wees. Dan moet jy dit erns neerskryf en opplak wat jy dit gereeld kan sien. En nie op ons fone nie. Ons fone is so vol tipe notifikasies wat ons kry en al hierdie apps wat ons moet gebruik en e-poste en WhatsApp dat ons vergeet baie keer om ons to-do list te sien. So die beste is, skryf dit erns neer of print net soos jy wil en plak dit op wat jy elke liewe dag sien. Byvoorbeeld binne in jou kasdeur, agter jou badkamer se deur, 'n plek waar jy dit gereeld kan sien. En dan die volgende punt is, jy moet daai doelwitte vir iemand gee wat jou gaan dophou. Dis nie net om jou te beheer nie, is dit om jou te help. So kies iemand wat jou kan help om daai doelwitte te bereik. En dan, die belangrikste is, elke oggend as jy opstaan, eerste ding wat jy vra, sê dankie Here vir alles wat hy vir jou gedoen het, maar dan vra jy vir Heilige Gees om jou te help, om jou gemotiveerd te hou, om dit te kan bereik. Dan weet jy, dink gereeld daaraan, want wanneer iets op jou gedagte opkom, is soos daai skrifvers wat sê, daar waar jou skat is, daar is jou hart. So sien jou doelwitte as amper soos jou skat, dis iets wat jy kan bereik, wat niemand anders kan bereik nie, is net wat jy self kan bereik vir jouself. En nou dat ek praat van ander mense, moenie jouself vergelyk met ander mense nie. Jy is individueel. Die Here het jou uniek gemaak op jou manier. Jy kan ander mense se raad volg, maar op die einde van die dag onthou, dis jou besluite, dis jou keuse, dis jou doelwitte. Doen jy soos die Heilige Gees jou lei om dit te doen en dan sal jy dit volbring. So ons bid dat elke een van julle doelwit sal bereik word.
So as die getuienisspan bid ons vir julle, ons tree in vir julle. So stuur julle boodskappe dat ons saam met julle kan bid. So om af te sluit vir hierdie jaar, vir 2022, vir die wat nou luister na, ons wil net vir elkeen baie dankie sê vir julle gebede, julle bydrae en julle ondersteuning vir die jaar van 2022. En ons bid aan elke ene van julle, dat die goedheid en die guns van die Here julle sal volg, solank julle in die huis van die Here sal woon. Volgens Psalm 23 vers 6. So ons bid absoluut goedheid en guns vir julle in 2023. Mag julle 'n geseënde 2023 hê van die getuienisspan af. Volgende week gesels ons weer oor wat is dan jou gawes? Hoe vind jy jou gawes? So kyk uit na daai ene. Ons gesels volgende week weer. Ons WhatsApp nommer is 0711662178. Hallo? 0711662178. Vir getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.diegetuienis.co.za. Moenie uitmis op ons volgende deel nie.